Ons gaan voort met hierdie tema oor dankbaarheid en hoe dat die Here 'n gesindheid van dankbaarheid raak sien en besonderlik sien. In 1973 het 'n man met die naam van Dick Dye onder leiding van die Amerikaanse Presbyteriaanse Kerk in die Meksikaanse sendingveld van Acapulco gaan sendingwerk doen. Hy het min gehad om vir sy pogings te wys. Hy het min geld gehad om daar te hou. Hy het alle rede gehad om God se doel vir sy teenwoordigheid daar te bevraagteken en ook om te kla teenoor enige iemand wat na hom sou luister. Maar Dick Dye was nie die soort van mens wat sy beloning op aarde gesoek het nie. Soms wanneer hy opgekyk het na die berge daar rondom Acapulco, kon hy op 'n afstand hoog bo die stad 'n enorme kruis sien wat van omtrent oral af sigbaar was. Hy het na maande se ploeter besluit om eendag na die berge toe te ry en te kyk of hy hierdie massiewe kruis kon opspoor. Toe uiteindelik daar kom, het hy gevind dat hierdie kruis voor 'n baie groot hotel gestaan maak is. Hy het die parkeerterrein binne gery, die ontvangstoonbank gesien en gevra of hy met die bestuurder kon praat. Het hy enige afspraak? Die ontvangsdame het hom hierdie vraag gevra, het gesê nee, ek wil net met hom oor iets praat. Waaroor wil jy met hom praat? Wel, ek wil net vir hom dankie sê. Toe Dick uiteindelik in die bestuurder se kantoor kom en hom vertel hoe inspirerend en bemoedig die kruise op sy hotel vir hom was, terwyl hy eensaam en moedeloos in die stad is, het die man net sy kop laat sak en in trane uitgebars. Na 'n paar minute se huil het hy hom gekalmeer en hy het gesê, weet jy, hierdie kruis staan al jare hier. Niemand het nog nooit my daaroor kom praat nie, inteendeel, ek kry net altyd kritiek. Dick het gesê, ek is 'n sendeling daaronder in die stad. Waar vergader julle, het die man hom gevra. Wel, ons vergader eintlik nêrens nie, want ons het nog nie 'n plek nie. Kom saam met my, het die bestuurder gesê. Hy het hom na 'n pragtige kapel op die hotelterrein gelei. Hy het gesê, jy kan volgende week hier gratis met jou dienste begin. Binne 'n paar jaar van hierdie verrassende begin af, het die Here 4 Meksikaanse gemeentes gestig onder toesig van die Presbyteriaanse sendeling Dick Dye. En hy sê dat dit alles begin toe sy gesindheid verander het. Hy het net begin dankie sê. Hy het God gesentreerd geraak. Want weet jy, dankbare mense is liefdevol. Hulle is mense wat daarna streef om ander te seën, terwyl ondankbare mense altyd met hulle self besig is. Hulle is geneig om te fokus op my behoeftes, my seer, my gevoelens, hoe ek behandel, verwaarloos of gewond is. 'n Ondankbare persoon is vol van homself. Hy stop selde om na die behoeftes en die gevoelens van ander te kyk. Kom ons bid saam. Here, ons weet, 'n gesindheid van dankbaarheid kan net U vir ons gee. Help ons om so te leef vandag. Amen.